Goeiedag en welkom by Ritme Aanlyn en ons is in September maand, ek weet nog 'n baadjie, maar die wind is maar nog koel, maar ek is bly jy's ingeskakel en ons begin vandag 'n splinternuwe reeks, waaroor ek baie opgewonde is, soos elke reeks, maar ek is bly jy skakel nog so in. Onthou net ons in-persoon dienste is wel terug, ons is terug 50-50 per diens en dit is wonderlik om so die samesyn te sien. So as jy in die omgewing is of jy die moed en die spoed, kom daar uit 7:15 en 10:15. Anderstens is ons so dankbaar dat ons hierdie platform nog het om so dienste te kan uitstuur in hierdie wêreld in. Net voor ek vir ons bid, 'n paar afkondigings wat ek met julle wil deel, wat hier in ons gemeente gebeur. Ons het die 12de September het ons 'n geleentheid vir volwasse doop. Iemand wat oortuig is dat hulle hart vir die Here gegee het en weer opnuut daardie verklaring wil bely in die publiek. Het ons so geleentheid, so jy kan net die kerkkantoor kontak, en dan ook die 26 September het ons kindertoewyding, of kinderinseën, die laaste Sondag van die maand, waar ons kinders gaan inseën, en jy hoef nie 'n lidmaat te wees nie, jy kan net registreer, daar's 'n kursusie wat ons saam doen, maar dit is belangrik dat albei hierdie geleenthede en platforms gebeur. En dan Oktober maand is ons oesfees maand. Nou die van julle wat al lank deel is van die gemeente, of net kuier, dit is 'n groot maand, waar ons regtig net die Here prys en dank vir die oes wat reeds ingekom het, en ook ons vertrou om vir dit wat gaan kom. So hou dop, ons gaan in Oktober, is daar 'n kamp wat gebeur, daar's 'n klomp verskeidenheid dinge wat gebeur, en aan die laaste naweek in Oktober het ons groot naweek, waar ons gaskunstenaars het, en hopelik teen daardie tyd kan ons al in meer persoon by mekaar kom, en kan ons 'n buiteligdiens daar hou. Maar dis vir eers genoeg, en vandag is ook nagmaal. So as jy hierdie boodskap wil stop nou of pause en gou die sakramente kry, sap en brood of wyn en brood, ons gaan vandag saam nagmaal vier, maar kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vandag in U naam kan vergader. Dankie dat 'n nuwe seisoen aangebreek het in die natuur, maar mag vandag ook 'n nuwe seisoen vir elkeen van ons in ons geloofslewe wees. 'n Seisoen waarna ons kan uitsien en sê, Here, dankie dat U ons deur hierdie winter gedra het. Here, het soveel hartseer en pyn in hierdie winter ook gebeur, maar daar's ook soveel oorwinnings wat ons U voorprys en dien en eer. Heilige Gees, kom open ons harte vandag. Mag ons vandag ontvangbaar wees vir U woord en vir U boodskap. En mag ons aan die einde hiervan U net loof en prys en eer, want U is almagtig en U is groot. U is die enigste lewende God en ons prys U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Ons gaan nou, soos gewoonlik, staan Anshin in die span reg om saam met ons die Here te loof en te prys en ons te begelei in hierdie aanbidding. En ek wil jou vra, daar waar jy is, sing hierdie saam en konsentreer op dit wat ons sê, die woorde wat ons sing, en bely dit met jou hele hart. Kom ons sing lekker saam. Vandag wil ons net opnuut God se beloftes vier en eer. Net soos daar 'n nuwe seisoen aangebreek het in die natuur wat weer vir ons nuwe beloftes inhou, kan ons vandag
vas staan op God se beloftes en die belofte dat Jesus ons vrygekoop het met sy bloed en dat hy ook weer eendag gaan terugkom om ons te kom haal. Hy is die enigste lewende God en daarom kan ons hom loof en prys. Wie is op beheer? Wie is die begin en die einde en wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Kom ons lig jou hande na bo. So lig jou hande na bo, sing halleluja, hier aan hoog, halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te hou. Elke knie sal buig en elke tong sal getuig. Hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. So lig jou hande na bo, sing halleluja, hier aan hoog, halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te hou. So lig jou hande na bo, sing halleluja, hier aan hoog, halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te hou. Ons koning kom, hy kom om ons te hou. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship
my hart sal sing, hoe groot is ons God. Is die naam bo elke naam, waardig is die Lam. En my hart sal sing, hoe groot is ons God. En my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Ons sing, hoe groot is ons God. En almal sal sien, hoe groot is ons God. En almal sal sien, hoe groot is ons God. Kom ons bid saam. Here, ons vra hierdie vraag, hoe groot is ons God, maar dis eintlik 'n uitroep. Want wanneer ons na die skepping kyk, wanneer ons na die natuur kyk, hoe seisoene verander sonder dat 'n mens 'n vinger verroer, dan besef ons hoe groot hy is. En dan sing ons eintlik en ons skree uit en eintlik net wat ons sê, Here, hoe groot is hy dat hierdie dinge gebeur? Hoe groot is hy dat sterre in hulle wentelbane en planete in hulle wentelbane bly? Hoe groot is hy dat hy lewe skep uit niks? Kinders word gebore. Mense raak verloof, paartjies trou, kinders word gebore en so gaan ons aan en dan sterf hulle ook, Here. En dan kom hartseer en pyn en vra. Maar u grootheid bly altyd groter as wat ons ooit kan besef en verstaan. Here, dankie waar ons hier met 'n nuwe reeks begin. Mag ons u stem hoor, u woord hoor, mag u ons harte kom verander in ons denke en mag ons u raak sien en wanneer ons die skrif optel, breek u dit vir ons oop. Openbaar u vir ons die waarheid hierin, Here, en dat ons net so nader aan u kan groei. Ek dank u vir die geleentheid. Ek dank u dat ons asem in ons longe het om hierdie te kan doen vandag en u te kan verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Nou ja, soos ek al 'n paar keer vandag gesê het, 'n nuwe reeks en hierdie reeks gaan oor bietjie refleksie. En ek weet, miskien dink jy, hierdie ouens raak so diep in die kerk mense, maar refleksie kom eintlik natuurlik vir almal van ons. En dit is baie goed om terug te kyk op 'n tyd wat verby is en net te sien, maar wat het ons geleer? Wat kan ons daaruit leer? En daar's 'n klomp goed wat met dit gepaard gaan. En soos ek sê, dit kom natuurlik. Hoe baie keer sit jy by 'n braaivleisvuur of 'n etenstafel of jy ontmoet mense en dan is hierdie woorde, onthou jy toe ons in die laerskool was en jy nog die bolletjie gehad het of die 2 poniestert, of onthou jy hoe die seun safari pakke gedra het en ons nog kadette gehad het op maandagooggend en daar was altyd 'n ouetjie wie se kadetbroek te klein was en dan moes hy maar sy gewone grys broekie dra en dan het hy pak gekry. Nou, ek was daai ouetjie. Nou ek weet daar's kinders wat nou dink, waarvan praat hierdie mens? Maar die ouer gardes weet, hulle weet en onthou hierdie dae, dit is hoe ons reflekteer. Ons vra vir mekaar, onthou jy. En refleksie is goed. Refleksie is goed, want dan raak dit iets wat dit raak deel van ons leer die goeie daaruit, ons leer die slegte daaruit. En onthou jy, bring nie altyd net goeie herinneringe nie. Daar's ook herinneringe wat, wanneer jy dit onthou, wat amper soos 'n sneller is, die Engelse woord 'n trigger is, dat wanneer jy dit hoor, wanneer jy dit ruik, wanneer jy dit sien, bring dit weer daai hartseer, bring daai pyn. Ons beleef dit nou in hierdie laaste jare en 'n half waar soveel geliefdes aan die dood afgestaan is. Waar mense moes afskeid neem van 'n geliefde en dan elke keer met 'n verjaarsdag onthou hulle. Elke keer wanneer hulle die reukwater ruik wat pa of oupa gedra het, dan onthou hulle. Daar's soveel herinneringe. Miskien die reuk van 'n gebrande veld wat jy net dink maar dis toe ons huis gebrand het. Daar's soveel slegte goed, maar dit bring ook lekker herinneringe. Herinneringe wat jy kinderdae onthou, herinneringe wat jy die see onthou. Daar's soveel goed met onthou jy. Winter bring natuurlik sy herinnering. Onthou jy daardie winter, hoe dit toe gegaan het. Onthou jy daardie lente, het dit gebeur. So ons reflekteer baie.
sonder dat ons dit agterkom. En die rede hoekom ons reflekteer is dit bring soveel emosies na voorskyn en dit bring lekkerte, dit bring hoop, maar dit bring ook hartseer en verlange. Maar hierdie goed is belangrik want dit maak deel uit van wie ons is. As jy gaan kyk in die Bybel hoeveel keer God vir die mense sê onthou, want hy sê ek wil hê julle moet hierdie tyd onthou sodat julle weet wie ek is. Nou Winston Churchill het gesê never let a good crisis go to waste. En ek dink dis waardeur ons is en nog steeds besig is ons is besig met 'n krisis. Nou as jy nou al begin snorkgeluide maak en dink, ag Jesus, ek hoop nie hierdie ou gaan nou vir my vertel COVID-19 is 'n goeie krisis nie. Dis 'n krisis, dis al wat ek sê vandag. En nie vir een oomblik gaan ek vir jou probeer sê, hoorie nee, dis 'n goeie ding dat ons deur corona getref is nie, want ja, ons kan hierdie uit leer nie. Nee, ons sien die hartseer daarvan. Ons beleef die pyn en die lyding van mense wat vir iemand moes sê totsiens. So ek kan nie vir jou sê corona is goed nie. Ek kan nie vir jou sê dit waardeur ons gegaan het is goed nie. Ek kan nie wanneer ek sien hoe besighede net absoluut vermorsel word en gesinne swaar kry dat dit goed is nie. Maar wat ek wel vir jou vandag kan sê is hier's 'n les om te leer. Hier's iets wat ons hieruit kan vat wat goed is vir ons, wat ons kan vorentoe dra. En ek kan net dit wat die Here so op my hart lê wanneer ek oor hierdie goed vra, Here, maar wat moet ons onthou van hierdie tyd? Ek kan net hierdie boodskap so die beste van my vermoë probeer oordra. En ek bid vandag dat die Heilige Gees jou hart en jou verstand sal oopmaak vir hierdie skrif. Nou reg deur die Bybel was daar pandemies. Reg deur die Bybel was daar oorloë, goed plekke waar mense gesterf het, waar mense met vrae gesit het en sê, waar's God? Hoekom laat God hierdie gebeur? As God so lief is vir ons, hoekom gaan ek deur hierdie pyn en hierdie lyding? Of mense wat sê, ek prys die Here want uit hierdie oorlog het hierdie gebeur, uit hierdie pandemie het hierdie gebeur. En ons sien dit ook aan hierdie kant van ons wêreld, waar ons met mense werk elke dag. Ons sien nuwe besighede wat opgestaan het, deure wat oopgemaak het en hulle prys God daarvoor. Ons sien hoe gesinne weer bymekaar gekom het en hulle prys God daarvoor. So ons beleef al hierdie emosies in een. Maar ons gaan onthou, en ons kinders se kinders gaan onthou, daar's goed wat ons onthou van hierdie tyd, waardeur ons is hierdie laaste ruk. Vir party van ons is dit net hierdie laaste maand, wat jy deur 'n klomp goed is, en jy onthou dit. Vir ander onthou jy so ver terug soos Maart maand laas jaar, toe al hierdie chaos ons land en ons wêreld getref het. Maar daar's soveel stories in die Bybel, en een van die maklikstes om te vertel, is seker ook een van die bekendstes. En ek het gedink vandag, kom ons begin met iets wat meer bekend is, sodat jy nie verlore raak in die detail nie, maar jy kan hoor dit wat ek en jy werklik moet hoor, en werklik moet onthou vandag. En as ek dit gaan begin lees, gaan jy presies weet waaroor dit gaan. 'n Pandemie in die Bybel, Genesis 7 vers 1. Toe sê die Here vir Noag, jy en jou hele gesin moet in die ark ingaan. Ek het jou gesien en onder hierdie geslag bevind ek jou regverdig. Ek dink die meeste van ons het iewers al van Noag in die ark gehoor en gelees. Miskien het jy net die fliek Noag gekyk en nooit geweet dit staan in die Bybel, is 'n storie uit die Bybel uit nie. Wel is nie 'n storie nie, dis 'n waarheid uit die Bybel uit en ek glo dit absoluut soos 'n kind dat hierdie gebeur het. Maar dis 'n pandemie, iets wat gebeur en Noag en sy vrou en sy 3 seuns en hulle 3 dogters is die enigste mense wat gespaar gebly het toe God op 'n punt gekom het dat hy sê ek is spyt, ek het die mensdom gemaak. Ek het die mens gemaak na my beeld, ek het die mens gevorm na my beeld om my te verheerlik, om saam met my in verhouding te staan, om die aarde te bewoon en te bewerk, maar ek is spyt ek het die mens gemaak, want alles wat seëvier is geweld en misdaad en korrupsie, en die mens leef net vir homself. En God maak 'n besluit, en hy sê vir Noag en sy vrou en sy seuns en skoondogters, hulle moet in hierdie plek ingaan, waar hulle veilig sal wees. Nou kan ek net gou weer myself hier in die rede val. As jy iemand aan die dood afgestaan het, iemand moes afskeid van neem in hierdie laaste tyd, nie vir een oomblik sê ek hoor hulle was nie regverdig nie. Nie vir een oomblik sê ek hoor nie, hoor net ons wat nou nog hier op aarde is die regverdig is, nie sê waaroor hierdie gaan nie. Die lewe en die dood gebeur met ons, want ons is deel van 'n stikkende wêreld. Maar ons glo in 'n lewendige God, 'n God wat totaal en al in beheer is. Maar Noag en sy gesin gaan in lockdown in. Die heel eerste lockdown waarvan ons lees, gebeur in Genesis. Onthou jy daai gevoel? En dis wat baie keer met onthou jy gepaard gaan, is die gevoel. Onthou jy hoe het ons gevoel toe ons pa ons gevang het, toe ons die persgeboortstukken, geweet al die perskes gepluk het. Onthou jy daai gevoel toe jy die eerste keer 'n persent of 'n fiets gekry het of die eerste keer 'n hondjie. Daar's soveel emosies want dit gaan met gevoel gepaard. En wanneer ons onthou, bring dit weer daai gevoel gepaard. Nou kan jy onthou die eerste keer
toe ons as 'n nasie voor ons TV's vasgevang sit, en luister na ons president, en die heel eerste keer daai woorde hoor van fellow South Africans. Nou, ek bedoel, net daai woorde bring 'n gevoel by op, wat jy dink, ag tog, ek wil dit net nie weer hoor nie. Maar daai gevoel, ek onthou dit soos gister, en party van julle miskien nie, jy sê, weet jy wat, dit is so lank terug, ek wil dit nie onthou nie, maar ek onthou hoe ons gesit het, hoe ons gevoel het, want onthou, ek het geweet, hier kom 'n klomp reperkusies, en dit wat nou hier aangekondig word. Wat gaan dit aan kerk in Hebreë doen? Mag ons as gemeentes by mekaar kom, maar vir op daai oomblik was dit net vir 21 dae, gaan jy by jou huis bly. Nou, weer eens, verskillende mense, verskillende gevoelens, kinders gevoel het, yes, 21 dae sonder skool, ouers sal gevoel het, wat, 21 dae met julle by die huis, mans en vrouens sal dink, o, papa gaan bietjie by die huis wees vir 21 dae, of my vrou gaan weer bietjie kos maak vir 21 dae, daar's 'n klomp gevoelens en emosies, maar kan jy daai gevoel onthou? Nou kan jy dink, Noag, hy hoor by God, hoor die Noag, julle moet in hierdie ark gaan, en alhoewel die arkbouery lank gevat het, en hom 'n lang tyd geneem het, en voorbereiding gevat het, kom hierdie deel wat God net vir hom sê, in Genesis 7 vers 4 tot 5. Oor 7 dae sal ek dit 40 dae en nagte lank laat reën, en alles wat leef, wat ek gemaak het, wegvee van die aarde af. Noag het alles gedoen, soos die Here hom beveel het. Noag is getrou deur die ark te bou. Mense dink hy's mal, mense dink, hoorie, wat is jy besig om te doen? Hy bou hierdie ark, en God het vir hom al die afmetings gegee, hoe dit moet lyk, en hoe dit gebou moet word, en die 3 verdiepings binnekant, en waar daar 'n opening moet wees, en dit moet 45 cm groot wees, soveel detail. Maar dan kom hierdie deel. Noag oor 7 dae, gaan ek het vir 40 dae en 40 nagte laat reën. Dis die detail wat God gee, net soos wat ons die detail gehad het van 21 dae. Maar as jy Noag se storie gaan lees, het dit nie gestop na 40 dae nie, net soos dit vir ons gestop het nie, en is juis in daai tyd waar dit aangaan, wat ons begin vrae kry. Het sê, onthou jy, hulle het gesê net 21 dae, en nou trek ons al by 21 maande, amper. Daar's soveel emosie rondom dit. En miskien raak jy vasgevang in die 40 dae en 40 nagte lank reën, en dis waar jy stop, of miskien raak jy angstig, wanneer jy lees, maar God gaan alles wegvee van die aarde af. Alles wat leef, wat ek gemaak het. God het alles gemaak. En wanneer ek daai lees, dan sit asof daai woorde vir my so uitspring, en daar kom 'n angstigheid in my, en ek besef hoe kragtig is God. Hoe magtig is God, en as hy die besluit toegeneem het, kan dit net sowel nou weer doen. En sê, weet jy wat, die mensdom verheerlik my nie meer nie. Maar nog 'n deel wat vir my uitstaan, is die laaste sin, wat sê, Noag het alles gedoen, wat die Here hom beveel het. En as jy mooi daaroor dink, party mense wat skepties is, sal sê, natuurlik sal hy doen, want hy is bang, die Here gaan almal verwoes. Maar Noag het dit al van die begin af gedoen, en ja, hy het geweet, God is so magtig, en daarom volg ek sy opdragte. Ons het sy opdragte vandag nog, maar ons het blasey geraak oor wanneer God vir ons iets sê. Wanneer God vir ons sê, hou op met daai sonde. Wanneer hy sê, doen goed aan ander, hy moenie ophou goed doen nie. Dan raak ons met ons emosies, kom ons in die pad. En ons sê nie, Here, maar ek dink nie dis meer nodig nie. Ek dink nie hulle verdien dit nie. Here, ek dink nie daai ou verdien om so hanteer te word nie. Noag het alles gedoen wat God vir hom gesê het. Wat my opgewonde maak, was gesinne wat in hierdie tyd terugdink. En hulle dinge geleer wat sê, weet jy, dit wat ons geleer het, wil ons aanhou doen. Ons het dinge geleer van onsself, ons het dinge geleer van myself. Onthou, baie mense was as individue opgesluit en toegemaak, en daar moes jy iets van jouself weer leer, van wie is ek, en as mense wat sê, weet jy wat, ek het dit by God geleer, en ek gaan aanhou met te doen, en dis wat Moses gedoen het. Nou kan jy dink, Noag, kan jy dink die gevoel, toe hy na die ark is, die gesprekke wat met God gebeur, en toe begin het reën. Kan jy dink daai gevoel, en ek dink as jy met Noag 'n onderhoud moes voer met sy vrou en met sy seuns, sou hulle gesê het, ek onthou toe daai eerste druppels val, ek onthou toe die water uit die grond uit begin opborrel, ek onthou daai gevoel van, pa, gaan hierdie boot hou? Het ons genoeg kos vir al hierdie diere? Hoe lank gaan hierdie aanhou? Ek kan dink daar was 'n klomp gevoelens wat ek en jy deurgegaan het. Angstigheid, vrees, bekommernis, deurmekaar, opgewondenheid. Miskien was van die kinders dink, yes, ons is by mekaar en ons is in hierdie ding, kyk hierdie ding wat pa gebou het en daar is soveel goed wat gebeur. Genesis 7 vers 23. As jy die stuk gaan lees, voor dit sê dit God het self die deur gesluit agter Noag hulle. Slot en grendel. Die eerste grendel
staat, lockdown gebeur daar, God wat hulle beskerm. Nou hoor net hierdie deel in vers 23. So het God alles wat op die aarde geleef het uitgewis, mens en dier, ook die wat kruip en die voëls, hulle almal is weggevee van die aarde af. Net Noag en die by hom in die ark is gespaar. Die water het die aarde 150 dae lank oorstroom. Dis amper, jy kan amper die musiek hoor verander wanneer jy hierdie lees. Wanneer ek dit hoor, dan dink ek, wauw, alles is net uitgewis, dis verby. 'n Gevoel wat net so 'n leegheid binne in jou ding en dink, wauw, dis verby. Dit wat baie mense beleef het, en wanneer hulle moes by 'n graf staan en dink, dis verby, gebeur hier. Nou ek gaan nie vandag naaste my in 'n debat betrokke raak, is hierdie virus en hierdie pandemie mensgemaak, is dit 'n geldmakery, is dit nie, is dit van God af, is dit die duiwel, wat gebeur hier nie? Nou, feit is, hier's lesse vir my en jou om te leer. En 'n pandemie het hier gebeur en ons kan dit leer uit Noag se tyd uit. Vir 150 dae lank is dit oorstroom. Kan jy dink die gesprekke wat Noag met God gehad het? Wat sê Vader, ek het gedog is net 40 dae en 40 nagte, wat gaan nou hier aan? Sien, want baie keer doen ons dit, ons maak ons eie aannames. Die Here het gesê dit, 40 dae en 40 nagte en toe hou ons net op. Maar nee, dit hou aan vir 150 dae, al wat hulle sien is water. Miskien het Noag om die ark geloop en gesê, Here, hoe lank nog, hierdie 3 skoondogters vir my, ek weet hulle is mooi en my seuns hou van hulle, maar dis nou al bietjie lank wat ons saam hier is. Miskien moes hy af en toe 'n maskertjie opsit, want ek weet nie hoe gereeld het die buitestort gewerk op die ark, of hoe dinge gewerk het. En jy sien baie wat ons reuke sou Noag herinner het, elke keer toe hy die mis van die diere moes uitskep. Net soos wat ons nou herinneringe het. Onthou jy die eerste keer toe jy sanitizer aan jou hande gespuit het? Onthou jy die eerste keer wat jy amper die smaak op jou tong voel wanneer jy jou hande gewas het? Sien ons herinneringe vir my en jou wat ons gaan na terugdink, maar as ons nie die lesse daaruit leer nie, dan gaan ons weer in dieselfde trauma of deur dieselfde trauma gaan, of ons gaan nooit die oorwinnings raak sien nie. Die geskenke wat in hierdie tyd vir ons was nie, en weer eens, ek sê nie 'n pandemie is 'n geskenk nie, ek sê God gee vir ons geskenke. Die skepper van die heelal. Maar Noag en sy vrou en 3 seuns en 3 skoondogters is in isolasie. Dis waar hulle is, en is baie keer in isolasie waar ons koppe bietjie begin uithak. Een van die grootste strawwe in die tronk is wanneer hulle jou in isolasie sit. Wanneer hulle jou weghou van ander mense, weghou van kos, weghou van 'n klomp goed. En ons ken daai gevoel. Jy onthou hier daai eerste isolasie van, "Wow, gaan ons by die huis bly?" Ja, ons gaan nêrens nie. Ons is net hier. Ons mag amper nie eens winkel toe gaan nie. Isolasie, in party lande was dit nog soveel erger. Dit was 'n straf as kind. Jy word geïsoleer, gaan sit in jou kamer, gaan sit in die badkamer. Nee, jy mag nie na die partytjie toe gaan nie. Nee, jy mag nie uitgaan nie. Jy word geïsoleer. En dis hoe ons baie keer begin dink, maar hoekom doen God aan ons dit? Sien, om een of ander rede begin ons God blameer vir dinge wat gebeur. Maar as jy na Noag se situasie kyk, dan is dit 'n beskermingsmeganisme. En ek kan dink Noag het dit nie daai tyd gesien soos, wow, kyk hoe goed is die Here vir ons. Ja, miskien het hy. Maar ek kan ook dink isolasie was 'n ding wat vir hulle laat voel het, hoorie, maar ek verstaan dit nie. En weet jy wat gebeur nog? Die duiwel werk ook hiermee. Hy isoleer my en jou, veral wanneer ons sonde doen. Verander wanneer ons iets doen, dan sê ons, hoorie, onthou jy daai gevoel toe jy daai sonde gedoen het? Wel, ek sê vir jou, die Here is kwaad, so jy kan nie teruggaan na hom toe nie. Jy kan nie met hom gaan praat nie, jy kan nie met hom bid nie. Mense wat kwaad word, mense wat hartseer is, hulle het nou net iemand aan die dood afgestaan, en nou is hulle soos, Here, maar waar is hy? En hulle isoleer hulle self, ek gaan nie meer Bybel lees nie, ek gaan nie meer bid nie. En dan kom daai gevoel van leegheid, van alleenheid, van verworpenheid. Sien, ons doen dit met mekaar. Jy het gesê, jy's 'n Christen, en kyk wat het jy aan my gedoen, nou onttrek ek my van jou, ek blok jou op elke sosiale media, ek praat nie meer met jou nie, ons isoleer. En die natuur wys vir ons, dis waar die duiwel die mense vang. In die natuur wys dit vir ons, 'n leeu vang die enetjie wat agter alleen hardloop, en dis wat gebeur. Ja, Jesus het ons geleer om baie keer alleen in 'n vertrek te gaan en te gaan bid, maar hierdie isolasie kan 'n verkeerde ding wees. Dit kan 'n ding wees wat my en jou doodmaak, wanneer ek en jy begin nie reflekteer oor wat gebeur nie. Wat het in Noag in die ark gebeur en al hierdie goed nie? En sien wat die duiwel doen is, hy onthou jou en my, onthou jy het gesê, jy gaan dit nooit weer doen nie, nou het jy dit weer gedoen, hy isoleer jou. En dan begin ons al hoe verder van God afdryf. Dan begin ons al hoe meer begin wonder, maar hoe lank gaan hierdie ding aangaan, en hoekom gebeur hierdie ding met my nie, en hoekom is my voete nog nie op vaste grond nie, het voel of ek nog net ronddryf. Soveel vrae kom by my en jou op. En ek dink Noag het vrae gehad.
'n normale mens soos ek en jy, moes die reuk van die pik aan die hout, moes vir hom 'n herinnering gewees het, joh, ons was so lank daar, nie geweet wanneer kom môre nie, nie geweet hoe lyk dit nie, hoe lank gaan ons nog op hierdie boot wees nie, net soos ek en jy, elke keer wanneer ons sanitizer ruik, elke keer wanneer ons 'n masker sien, wonder, hoe lank nog? Maar sien, daar's 'n les om te leer, daar's iets om te weet, want wat gebeur is wanneer ons isoleer gevoel, of voel ons is geïsoleer, voel ons ver van God af, dan dink ons God het van ons vergeet, God gee nie meer om nie, hy stel nie meer belang nie, en is die grootste leuen wat ek en jy kan glo, en dit is die les wat ek en jy kan leer, een van die lesse. Sien, wanneer ek en jy geïsoleer voel, deur ons sonde, deur ander se sonde, deur omstandighede, deur die dood, deur hartseer, deur pyn, deur partykeer isoleer ons onsself omdat dit net so goed gaan. Jy wil nie meer met mense te doen hê nie, want jy's besig om hierdie bergie te klim en jy het nou 'n arrive en niemand, jy weet, ons isoleer onsself, dis iets van die menslike natuur wat gebeur en dan begin ons vra, maar wanneer ek en jy geïsoleerd voel, wanneer daai gevoel van sonde en skuld en verwerping opkom, moet ek en jy aanhou Bybel lees, aanhou met die Here praat, aanhou vra, want sien, hoor wat gebeur as jy verder lees, Genesis 8 vers 11. Maar God het Noag en al die mense en die diere by hom in die ark was, onthou. Daarom het hy 'n wind oor die water laat waai, wat die water laat sak het. God het hulle onthou. God het nie van hulle vergeet nie, hy het nie weer ewe skielik van hulle onthou nie, hy het hulle nog altyd onthou en sê, Noag, ek weet jy voel asof ek van jou vergeet het. Noag, ek weet jy flout in hierdie wêreld rond en vir ons, jy kan jou eie naam daar invul, ek weet jy voel, maar kom net nie, ek kry net nie vaste grond nie, ek onthou jou, ek weet waar jy is, ek het nie van jou vergeet nie. En of jy kwaad is en hartseer is en dankbaar is en bly is, God onthou ons altyd. Dis ons wat hom baie keer vergeet. Dis ons wat baie keer onsself isoleer van 'n klomp goed. Maar dan kom hierdie deel, wanneer ek dit lees, dit vul my net met soveel wowness. Dis 'n gevoel wat my oorweldig, elke keer wanneer ek hierdie storie lees, en dink, hoorie, dis die God wie ons aanbid, dis die God wie ons dien, en al het ons deur 'n winter gekom, lente lê voor, al weet ons nie hoe lyk môre nie, God bly nog altyd dieselfde. Hierdie deel in Genesis 9 vers 16. God maak 'n belofte aan Noag en aan die mensdom. Nou, eerstens, voor ek lees net, die skepper van die heelal hoef nie aan ons beloftes te maak. Hy het ons nie nodig nie, hy kan ons weg vir enige dag, enige sekond. Maar hy maak 'n belofte aan die mensdom en sê, jy is vir my belangrik. Jy is vir my spesiaal, jy is na ons beeld geskape. Ek wil 'n belofte aan jou maak, nou hoor hierdie deel in vers 16. Hy sê, as daar 'n reënboog in die wolke is, sal ek dit ook sien, en ek sal onthou, dat ek wat God is, vir altyd 'n verbond gemaak het, met alles wat op die aarde lewe. Die reënboog sal die teken wees van daardie verbond, wat ek met hulle gemaak het. Nou kan jy onthou die eerste keer toe jy 'n reënboog gesien het, miskien nie. Miskien kan jy daai dag so onthou nie. Maar elke keer wanneer ek 'n reënboog sien, word ek met daai gevoel gevul van verwondering. Van ek kan nie glo, die belofte wat God aan Noag gemaak het, nou sien ek dit, honderde duisende jare later, hier sien ek dit, 'n reënboog. Nou die skeptisie en die pessimis sal sê, ag man, dis hoe wetenskap werk, wanneer daar vog is en lig en water en dit sny mekaar, dan gee dit 'n reënboog. Wel ek wil vir jou sê, ek glo soos 'n kind, dat God daai reënboog daar gesit het, en hy het gemaak dat watermolekuules en lig, wanneer dit sny, dit 'n reënboog maak. Maar dis 'n belofte van God wat staan. En ons gaan nou in ons reenseisoen in, hange waar jy in die land bly, en elke keer is daar 'n belofte wat kort, en die kans raak al hoe groter, dat jy amper elke week iewers daai reënboog gaan sien, 'n belofte gaan sien, en dit is my wonderlik, elke keer wanneer 'n reënboog is, neem iemand foto's, word dit iewers op Facebook gesit, want sien ons is in verwondering, en dit bring 'n gevoel van tevredenheid, dit bring 'n gevoel van vrede, dit bring 'n gevoel van, ek's nie alleen nie, die God van die heelal is nog steeds by ons, en saam met ons, en hy is nog steeds in beheer. Dit is wat ek en jy kan leer uit 'n pandemie. As jou vraag is, hoorie, maar wat moet ek onthou? Wat ek en jy moet onthou is, God bly in beheer. En hierdie kan miskien baie hard oorkom vandag, maar sien, ek en jy gooi ons tantrums. Ons begin sê, ja, waar is die Here? Ons bal ons vuiste en sê, nee, maar die Here moet nou verantwoording, en hy moet nou kom sê, hoekom het hierdie ding my getref? Die God wat 'n reënboog in die lug sit, wat sê, ek kies om nie weer die mens so weg te vee nie, is die een wie ek en jy aanbid. Miskien moet ek en jy onthou wie hy is. Miskien moet ek en jy weer onthou, hoorie, maar al as ek terugkyk in die pandemie, het hy nog steeds onstaande gebly. God se koninkryk het nie verander, as gevolg van 'n pandemie wat op aarde gebeur nie. God bly God.
En hy is in beheer, totaal en al. En daai gevoel is oorweldigend. Elke keer as ek 'n reënboog sien, dink ek, Here, dankie dat U 'n belofte nog steeds staande hou. Dat U nog nie weer dit gedoen het, dat U die hele mensdom wegvee. Onthou, dis die grootste pandemie waarvan ek nog lees. In een gebeurtenis word die mensdom weggevee van hierdie aarde af. Ons raak nou opgewerk oor 'n miljoene wat doodgaan en ons besef, wow, dis groot. God besluit en hy sê, ek begin oor. Behalwe met hierdie 8 mense saam met my in hierdie boot. Sien, dis wie God is, wie ek en jy aanbid. Net nog 'n vinnige storie, miskien onthou jy hom beter, waar Josua hulle moet beklei. Moses het oorgegee aan Josua net voor die beloofde land en dan moet hulle beklei. Sien, net voor die beloofde land, ons dink nie ons is veronderstel om dan te beklei nie. Ons wil net aan die belofte vashou, maar God is nie net 'n God van beloftes nie. Hy sê ook as dinge wat gaan gebeur. En in daai geveg gaan mense dood. Mense verloor hulle lewens, gesinne ween oor 'n vegter wat geveg het vir 'n goeie saak en hy's dood, of sy's dood. Sien, dieselfde goed wat in die Bybel gebeur vandag nog. En dan ewe skielik begin ons vra, maar weet God nog van ons? Het hy vergeet van ons? Nee, hy het glad nie. Hy weet waar ons is, onthou, hy is in beheer. En dan wanneer Moses op 'n berg staan en bid met sy hande omhoog, God aanbid, dit waarvoor ons gemaak is, en hy raak moeg en hy sak sy arm, begin Josua hulle grond verloor. Hulle begin die wedstryd, die geveg verloor, wat baie keer met my en jou ook gebeur. Die duiwel wil hê, isoleer jouself en moet hom nie aanbid nie, dan verloor ons die geveg nog groter. En dan word Moses hande in die lug gehou deur 2 mense. En miskien is dit wat jy moet onthou uit hierdie pandemie. Watter mense het jou hande in die lug gehou toe jy nie kon nie? En baie getuienis kom uit en sê, weet jy wat, ek was down in the dumps, ek het gedink ek gaan net maak die 2 dae daai op en bid vir my. Toe daai en vir my boodskap gestuur, is die mense wat my in die hande in die lug gehou het en God kry die eer. Maar gevegte word geveg en mense sterf net soos vandag in 2021. Maar dan wanneer hulle God weer eer, kom die oorwinning. En miskien moet ons dit onthou uit hierdie pandemie, om weer God net te eer, en te dien, en te prys vir wie hy is. En hoor wat gebeur in Eksodus 17. Hy sê, skryf op wat vandag gebeur, sodat julle dit altyd kan onthou. Bevestig aan Josua dat ek Amalek se naam totaal sal uitwis. Moses het toe daar 'n altaar gebou wat hy genoem het, die Here is my vaandel. Hy het gesê, 'n vuis is gelig teen God se troon. Die Here sal nooit ophou om teen Amalek te veg nie. Jy kan hierdie vers met jou eie naam invul. Jy kan tot Corona invul en sê, bevestig aan Josua dat ek Corona se naam totaal sal uitwis. Enigiets, jy kan hierdie vers gaan aanpas. Die feit is hier, hy sê, God is my vaandel. En dis wat ons moet onthou. Daai gevoel wat besef, hy is aan ons kant, ons is sy kinders. 'n Reënboog is 'n teken, maar weet jy wat is die mooiste teken wat ek en jy het, en ons dra dit om ons nekke, en ons het in ons huise op, en ons sien dit op 'n berg, is dit wat ons vandag kom vier, is nagmaal. Dis my en jou teken wat God sê, daar was 'n pandemie wat julle sou doodmaak, en ons almal gaan sterf, maar hy sou ons ewig doodmaak. En dit is wat die duiwel voor geveg het. Maar God het dit klaar kom verslaan. Hy sê, julle kan dit neerskryf. Dis klaar opgeteken, ek is julle vaandel, die oorwinning het klaar gekom. My seun het ek gestuur as oplossing vir dit wat die mensdom vir ewig hel toe sou stuur. En God kom en hy kom red ons. Dis my en jou teken, is die nagmaal, is die kruis, wat Jesus sê, maar ek het gekom, sodat jy ewig kan lewe. Sien, God bly in beheer. Vir daai tyd, vir die disippels het dit gelyk of dit buite beheer is, maar God sê, my plan gebeur nog. Vandag vir ons lyk dit of God van ons vergeet het, hy sê, my plan bly nog steeds. Sy koninkryk het nie gewankel nie, en gaan nie wankel nie. En in amper 21 maande, se chaos in 'n wêreld van corona en korrupsie, en wie ook al, of wie betrokke is en nie betrokke is nie, bly God se koninkryk staan. En hierdie nagmaal is my en jou teken daarvan. Die kruis is my en jou teken daarvan. Die leë graf is my en jou teken, soos wat 'n reënboog van Noag se tyd al was, wat God sê, ek het 'n belofte vir julle. Jy sal in ewigheid nooit sterf as jy in my glo nie. Jy sal weer leef na hierdie lewe. Sien, dis die belofte waarin ek en jy vashou. Jesaja 46 sê dit so mooi. Hy sê, onthou dit. Neem dit ter harte, julle opstandiges. Dink aan wat lank gelede gebeur het. Ek is God. Daar is geen ander nie. Ek is God. Niemand is soos ek nie. Wanneer ek en jy geïsoleer word, wanneer jou sonde of ander mense se sonde, of dit wat in hierdie wêreld gebeur, finansiële druk, siekte, dood,
Wanneer dit my en jou probeer isoleer en jy kry weer daai gevoel van wanhoopigheid. Jy kry weer daai gevoel van verlorendheid, daai gevoel van die Here ken my nie en hy het van my vergeet. Lees Jesaja 46 wat sê ek is God. Daar's geen ander nie. My koninkryk bly staan. Ek is God, daar's niemand soos ek nie. En dan gaan jy terug na die nagmaaltafel toe. En jy besef, dis hoe lief hy my het dat hy sy seun gestuur het. Dis hoe lief hy my het dat hy vir Noag hulle gespaar het en gesê het, Noag, omdat jy doen wat ek vir jou sê, spaar ek jou. Sien jy hoe liefdevol hierdie almagtige God is en dat hy sê, jy kan my, jy is myne as jy in my glo, jy is my kind en ek sal jou beskerm. Miskien nie in aardse terme soos wat ons dit wil hê nie, maar in ewigheid, die belangrikste een. En hierdie lied wat Ansje en hulle gaan doen, terwyl jy op jou eie tyd die nagmaal gebruik. Op jou eie tyd sê, Here, u liggaam is vir my gekruisig, sodat my sondes vergewe kan word. Ek is vry. Kan jy daai gevoel weer, onthou jy die eerste keer toe jy tot bekering gekom het? Onthou jy daai gevoel die eerste keer toe jy besef, jou sondeskuld is weggewas? Onthou jy daai eerste keer toe jy besef, ons verdien die dood, maar God het gesê, jy hoef nie dit te kry nie, want ek het reeds die prys betaal. Daai selfde God is nog steeds in beheer. En al weet ons nie hoe lyk môre nie. Al weet ons nie wat wag vir ons in die week wat kom nie. Al weet ons nie hoe lyk die volgende seisoen nie. Dit is reeds opgeteken. Die oorwinning is reeds in die lig, in 'n reënboog in die vorm van 'n kruis. Die skrif is reeds aan die muur. Ons is oorwinnaars. En ek en jy moet onthou, God is God. En dat hy nog altyd in beheer is. En in die volgende lied kan jy nagmaal gebruik. En weer daai tyd onthou, miskien is dit vandag die eerste keer wat jy jou hart sê, Here, ek wil oorgee aan U, ek wil deel wees van U kinders. En daai gevoel, mag jy dit onthou vir die res van jou lewe en mag dit wees waaroor jy getuig en sê, weet jy wat, die dag toe ek Jesus ontmoet het, daai gevoel, onthou ek my lewe lank. En dis waaroor ek sal roem, is dat ek hom ken. Kom ons luister na hierdie lied. Standing in the dark, and all I feel is my heart breaking. You're still reign and you're still God, and when it feels all hope has faded, the heavy questions, it's so hard. My soul may feel forsaken. You're still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You're still reign and you're still God. I will declare that you are with me. Though voices whisper that you're not, you'll never leave me nor forsake me. 'Cause you're still reign and you're still God. See what's before me, I know that I can trust your heart, Jesus. And this one truth will be my story, that you're still reign and you're still God. Trust the victory of your cross and fix my eyes upon you, Jesus. For you
one truth will be my story. That you still reign and you're still God. Ek wil jou vra om jou oë te sluit, dan bid ons saam. Vader, dankie dat ons vandag net weer daai gevoel van kalmte kry. Eindelik 'n gevoel van, wow, dit is so oorweldigend om te dink dat U het alles vir ons gedoen het. Toe pandemies hierdie wêreld getref het en ons begin wonder, het U gesê, hey, ek is nog steeds God. Toe ons begin twyfel oor, is ons gered of is ons nie, toe sê ek is God, ek het my seun reeds gestuur. Jy kan glo, Here, en daai gevoel is oorweldigend. Daardie liefde is te veel vir ons om te verstaan en te verwerk, en al wat ons kan doen is op ons knieë val en nie loof en nie prys. Sien Here, omdat ons dit ken, sien ons dit nie meer raak nie. Omdat ons die storie ken van 'n reënboog, gaan ons maar net aan met ons daaglikse goed, maar elke keer is dit 'n herinnering aan 'n belofte en dat U vir ons sê, onthou jy dat ek in beheer is. Elke keer dat ons nagmaal gebruik, sê jy, onthou jy dat ek jou reeds vrygekoop het. Jy hoef nie meer in isolasie in te gaan, jou skuldgevoel jou weg te hou van my nie. Kom na my toe. Vir so lank het die duiwel ons probeer weghou van U af. So lank ons eie gevoelens, ons eie begeertes hou ons weg van U af. Ons isoleer onsself en dis waar die duiwel ons een vir een probeer afpiek. Here, maar U kom vandag en wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, 'n klein broodjie, 'n klein sappie, maar dit bring 'n oorweldigende gevoel van vrede. 'n Oorweldigende gevoel van liefde, om te dink U het dit vir ons gedoen. Ek dink dis hoe dit vir Noag hulle moes voel, toe hulle sien, maar hulle is gered. Te dink, Here, wat is ons werd, dat U ons gered het? En dis presies hoe ons vandag voel, Here, en wat ons vandag moet onthou, is daai gevoel om te besef, ons is U kinders. Mag ons elke keer, wanneer ons deur die wêreld of deur ons eie toedoen geïsoleer word, weer terugdink aan hierdie gevoel. Hierdie gevoel dat al weet ons nie hoe lyk môre nie, ons weet U bly staan. Al weet ons die vyande, al sien ons hulle om ons, staan die kruis bo dit uit. En weet ons is reeds oorwinnaars. Ek prys U, ek eer U, ek dank U, Here. Woorde is te min om te verduidelik hierdie gevoel wat ek vandag beleef. Om te besef, ons kan onsself U kinders noem. U is groot, U is almagtig, U is God en U bly altyd in beheer. Ons prys U in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag hier by ons ingeskakel en mag jy daai gevoel van liefde ervaar vandag. Mag jy daai gevoel van, hoor jy, ek was miskien bietjie uit lyn uit, want God bly God. En net weer terugkeer na hom toe en sê, Here, dankie vir genade onbeskryflik groot. Mag jy wanneer jy 'n reënboog sien in die weke wat kom, weer daai gevoel beleef en besef hoe groot en almagtig hy is. Dankie dat julle bly tiendes gee, dankie dat julle bly offerande gee, dat julle bly bydra. Dis weer 'n teken hoe ons vir ander mense gaan wys, God het van hulle onthou, God het nie van hulle vergeet nie. Dis soos daai duif wat terugkom met die takkie na Noag hulle toe. Elke keer wanneer jy opdaag by iemand se voordeur en met liefde aan hulle iets kan verskaf wat jy gegee het, prys ons die Here daarvoor en hy kry al die eer. Onthou asseblief, glow up, keerpunt stoom, daar's vir die tieners, vir almal is daar 'n plek waar hulle weer in hulle taal, hulle manier van God se grootheid kan leer, en ek wil jou uitnooi, skakel in daar, neem dit af, stuur dit aan vir mense, sodat hierdie woord en hierdie goeie nuus verder kan versprei. Dankie dat julle deel is van hierdie gemeente en gemeenskap, en mag ons almal, waar ons deel is van God se koninkryk, net hom verheerlik. Kom ons ontvang die seën. Die Here kom vandag, en hy seën elkeen van ons met die woorde, onthou jy, dat ek jou lief het. Onthou jy dat ek jou so lief het, dat ek my enigste seun gegee het, sodat jy tot in ewigheid saam met my in huis kan wees. Vader, mag ons vandag dit onthou, wat U al reeds vir ons kom doen het, en mag ons met meer as oorwinnaars hier uitstap. Ek prys U in Jesus naam. Amen. Geseënde dag, en hierdie week gaan ons aan, en ons kyk bietjie na hierdie skrifverse van onthou jy, en tydens ons oordenking, so skakel ook daarin, op ons app, op ons webtuiste, op Facebook, gaan kyk daarna, en stuur dit ook aan. Geseënde dag en geseënde week. Totsiens.